a guy that did a leadership a meeting in my place, and his opening statement was, "Well, praise the Lord, we are here for Jesus. We are not here to serve a man." That was the last meeting he had. The last meeting. He was out on his bicycle. I got rid of him. I understand. Because here's the reality. You can go serve the Lord under the tree. But if you come in the house, you're under the authority of the house, and you're under the man of God, and you honor the man of God, you serve the man of God. And if you cannot serve the one that you see, you cannot serve the one Jesus who we cannot serve. Goeiedag elkeen en welkom by Om die Woord. En vandag praat ek, Frikkie, Roy en Alistair saam oor spesifieke pastoor se uitlating op die internet wat nou die rondes doen. Baie welkom julle. Dit is lekker om hier so saam met julle te wees. Dankie Skak. So ons julle sal sien ons doen dinge bietjie anders vandag met ons opname. Ons gaan 'n video kyk en die video bespreek. Ons gaan 'n stukkie kyk en dan gaan ons bespreek wat gesê word en dan kan ons die res kyk en weer bespreek wat gesê word en dan kan ons so voortgaan tot en met ons klaar is met die video. Ek sal net ook die oorspronklike video vir ons almal in die beskrywing van die video plaas. Dan kan julle ook na die oorspronklike video wat ons nou na gaan kyk. Maar as julle nou gereed is, dan kan ons begin. But when would you fire someone? Disloyalty. Instant. Okay, You don't I need think it. a lot of Never to be redeemed. Never. See, okay, You never a second chance. Out. I felt minister. Now we're getting Gone. to it. Okay, say this to me again. Wait a minute. That So, video weer iemand so ver iets wil sê nie, ek wil net so 'n bietjie konteks gee. Die persoon wat nou gepraat het, die ou in die rooi hemp, is pastoor Ad Boshoff van CRC. Langsom het ek gehoor is dit Stephen Furtick. Ek is net onseker, maar ek het gehoor dis Stephen Furtick wat langsom sit. Wat ook 'n bekende pastoor is in Amerika, wat ook baie slaagse goed al kwyt geraak het. En die gaan in die sin van baie voorspoedsteologie natuurlik. Maar weet jy van enigiets wat julle al sover wil noem nie? Dis nogal opvallend. Ja, gaan voor Alistair, ekskuus, ja. Nee, Frikkie, jy het begin. Ek sal by jou inhak. Dis nogal in vinnig hy net heeltemal genadeloos sê hy is weg. Hy kry nie tweede kans nie, hy kom nie weer terug nie. Dis asof hy dadelik absolute loyaliteit verwag en daar's niemand mag enige vrae vra oor enigiets nie. Hulle moet net vir hom luister. As hy sê spring, moet hulle sê hoe hoog. Jy weet, dis amper so iets. Ja, dit wys nou nogal net dat wat hy hier impliseer. Nou goed, 'n mens kan nou argumenteer dit is skertsend gesê. Ek weet nie of dit uitkom of hy dit skertsend of grapperig sê nie en die feit dat hy soveel klem lê daarop en dit so beklemtoon wil nogal wys dat wanneer hy daai uitlating maak, impliseer dit dat loyaliteit aan hom die maatstaf is, nee. Nee, dit is nou nogal wat mense kry in hierdie uitlating terwyl die skrif nou nogal vir mense iets baie anders leer en dit wat Frikkie gesê dat 'n mens vergewe. Ons moet vergewe omdat ons self van baie vergewe is. En dan nog meer as dit dink ek nou nogal dit is eintlik net baie erg as mense dink hierdie is voor 'n gemeente en soveel mense luister en hier word eintlik so 'n manipulerende ding van dwang op hulle gedruk van ek moet pas op om nie onloyaal te wees teenoor hierdie man nie. Hierdie man wat ons gaan sien ook sy beeld verder gaan opblaas, maar ek moet nie onloyaal teenoor daai ding kan wees of teenoor die man wees nie. Terwyl mense eintlik moet wegstap met 'n onsag en 'n eerbied en 'n heiliging vir Christus. Hy veronderstel om
'n bedienaar van die woord en die gebede te wees, nie iemand wees wat loyaliteit afdwing nie. Maar ek laat dit daar. Broer Roy, heb ik iets voor jou af? Van my kant af presies. Wil ek net noem dat ja, dit is baie hartseer om te hoor hoe die man homself verhewe. Jy weet, as jy nie jou hou teenoor hom nie, dan is dit dadelik afsnyding. En soos wat broer Alistair ook vir ons nou mooi gesê het, is die skrif leer vir ons 'n totaal al 'n anderste pad. Verstaan, dit is 'n pad van versoening, 'n pad van jy weet, eers kom die broer te vermaan op 'n liefdevolle wyse en dan, verstaan. Afsnyding of in hierdie geval waar hulle hom afdank, moet eintlik die heel laaste opsie wees. Verstaan, daar moet eintlik eers 'n pad gestap word met die persoon. En dan natuurlik soos die skrif ons leer om ons almal sondaars, ons almal is gebroke, verstaan, en om daai sondaar veral in 'n kerk opset en dan tot bekering te bring, verstaan. En as hy nie dan wil bekeer en dan sê ons goed, ons het nou probeer en dan sê ons vir ons sterkte. Ja. Ja, ons daai pad van genade met hulle stap om die pad van Matteus 18 nee, as iemand teen jou sondig, gaan praat met hulle oor hulle sonde, en dan doen hulle nie bekeer nie, neem 'n ouderling saam of neem 'n broer saam en praat met hom weer, en dan hier op die, as hy nog steeds nie bekeer nie, dan moet dit maar nie kerk. Johannes, geskiedskaap, daai gaan oor vermaning van algemene sonde, daai Matteus 18, né? Maar die sonde van om onloyaal te wees teenoor die pastoor, dit word net, dit is heeltemal so verander, jy weet. Ja, in geval, ja. Ja, nee, natuurlijk. Nee, dat is ons moet de loyaliteit teenoor God hê. Nie mense nie. Dat is 'n ander geval as ons nou praat van ons met liefde hê vir ons broers. Maar loyaliteit is, daar word nie regtig van loyaliteit gepraat in die Bybel enigstens teenoor mense nie, maar altyd teenoor die Here. Nou ja. Kom ons luister dan verder. That's bro. It's like, so when are you going to fire somebody? Disloyal. It may be somebody, you sit in a conversation and I'm always listening. So somebody, and especially when people's guards are down. So I'll do a lot of fun things with my staff and I will listen. Let their guard down. So when we have advance, like we don't call a retreat, we go forward. So we do a leadership advance. And I will keep them there specifically till like 12 o'clock at night and then just let them talk. And I'm listening. One thing out of place, one thing in a conversation out of place, I know exactly where the person is. So when we see any form of disloyalty, betrayal, they out. I actually believe every leader should be surrounded by fiercely loyal men and women. That's right. That defend them with their own lives. I believe it. So dit klink baie asof 'n Big Brother na ons luister of wel in CRC teenwoordig is en almal afluister, en as jy onloyaal is teenoor die party van die kerk dan van CRC dan word jy se muur uitgeskop. So ons kan dit uit die hoofpastoor se woorde self hoor. Hy luister konstant na jou. En hy sal jou uitgooi wanneer hy nie hou van iets wat jy sê nie. En spesifiek vir wanneer jy op jou rustigste is en kalmste is. Voor graag van julle af. Ja, Skalk, ekskuus, dit is werklik baie kulties. Wat by die ou hierso sê is, hy vat die ou en hy teer hulle uit. Hy maak hulle moeg, hy vat hulle tot hulle blootgestel is, vatbaar is, en waar hulle waarskynlik na soveel moegheid en soveel uitgeputte werk, nee, wat hulle net nie dink oor wat hulle sê nie, of waar hulle dalk rompel oor hulle woorde, of waar hulle nee, eintlik al so moeg en sat is, nee, daar gryp hy hulle, en dit is vrees hierdie, nee, 'n mens word so half hier in vrees vasgehou, om, nee, dit is 'n sidderende gedagte dan by hierdie mense wat so naby hom is, dat hulle net nie, as hulle net vir 'n oomblik
in hulle loyaliteit val teenoor hom. Dit is daarom maar 'n mens kan dit nou so uitken. 'n Mens kan nou ook in die skrif sien hoe dat dit is nie die weg nie. Dit is nie weg nie. Jy versoek nie mense nie. Jy stel hulle nie in versoeking nie. Jy teer hulle nie en maak hulle nie so moeg nee dat jy hulle kan uitvang op hierdie selfopgestelde raamwerk van 'n goeie werke of van eerlikheid of wat ook al nie meer. Dis 'n hele valse stelsel wat hier is. En hiermee sê ons nie dit is reg dat jy jouself omring met leenaars of omring met mense wat jou in die rug gaan steek nie, maar jy gaan nou werklik nie wat hy hier voorstel gaan doen met jou vrou of met jou kinders of met jou gesin of met jou vriendegroep nie. Nee, as hulle nou 'n fout maak, dan is hulle uit deuruit nie. Ek dink 'n mens verstaan daarby. Ja, die klink nie soos 'n huisgesin nie. 'n soort Ja. groep tot die huisgesin van God, ons is die liggaam van Christus en hy is die hoof. Maar as jou by Christus vind ons net genade. Ek dink nie hierdie man as hy in hierdie opsig volg Christus nie, want sulke uitlating is hy geen mate van genade. Dis interessant alles wat jy gesê het, dis vreemd dat hy die mense naby aan hom so hanteer. Maar die man in die camo hemp is regtig nogal naby aan hom in hierdie preek doen naby gekom het, maar okay. En hoe hy net alles die hele tyd beaam wat hy sê. Brilliant! Jy weet, dis ook 'n bietjie vreemd. Ja. Ek weet nie hoe Dit werp er nogal lig daarop, nee. En wat se vrees is daai ou wat daar langs hom hurk, nee. Dis sy woorde word tel. Dit breek ook, dit is ook so onsgesind soos die Jesus Christus wat vir hoeveel jare geweet het van Judas Iskariot wat voor die grondlegging van die aarde daarvoor bestem was, nee. En saam met hulle geëet het en saam met hulle goed gedoen het. Of nie te wyte aan die klomp ander wat die Here aan tafel gehad het by hom nie. Maar ja. Ek wil ook net noem, jy weet ons het nou gepraat oor die Matteus 18 pad. En interessant hoe hy sê dat een oortreding teenoor hom kos jou werk. En dan lees ons in Matteus 18 vers 21. Toe ek Petrus nader gekom en hom gevra, Here, hoeveel keer sal ek my broer teen my sondaar en ek hom vergewe? Tot 7 keer toe. En Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7. En hier kom hierdie pastoor en verhewe homself bo God se woord en bo die woldrag wat homself van ons Here Jesus afkry. Verstaan waar hy sê, een sonde teenoor my. Een sonde teenoor my. En jy is God. No. Ja. Ja, dit laat my dink aan daai saligspreek van ons Here Jesus Christus in Matteus 5. Ek dink dit is waarskynlik van vers 9. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ja, en weet jy seker net dit te sê. Ja. Ja nee, en ook as amptdraer, as predikant nee, of in hulle geval 'n pastoor, as 'n amptdraer moet jy moet die voorbeeld van liefde stel in jou gemeente en om so vrees te kweek eintlik in jou gemeente is presies die teenoorgestelde. Dit gaan nie liefde bewerkstellig nie, dit gaan eintlik maar net mense kweek wat bang is om eintlik jou te nader. En dit breek af van die huisgesin soos ons nou genoem het. Breek af van die huisgesin van die Here. Ja, ek gaan nou weer hier inval, oor die wat ek gesê het voor dit. Net 'n praktiese voorbeeld van hoekom dit belangrik is dat om mense in ag neem. Hier maak hy homself die standaard, die maatstaf vir loyaliteit. Dit beteken hy kan ook bepaal hoe lyk disloyaliteit, nee. Hy kan nog wel sê jy is besig om my te vermaan oor my verwaarlosing van my kinders verwaarloos of omdat ek drink of omdat ek hierdie en daai en die doen. As hy broederlike vermaaning beleef, kan hy sê right, weg met jou. Nee, onloyaal. Dit is nie wat hy doen nie. Die punt is, die mag is gesetel in sy hand. Wat gaan hy daarmee maak? En sover is hy nie besig om Christelike waardes hier
toe te pas nie en dit is vir die wêreld om te sien. So hoe maak hy dan nou eintlik in daai aandtelike gesprekke wat tot laat duur? Dit moet 'n mens vra. Ja. Ek wil ook net noem dat in my navorsing rondom die video, het ek ook 'n wonderlike man met die naam van Winger se video gekyk hieroor. En hy het genoem dat die videokonferensie van leiers is wat nou by mekaar kom, wat nou by hierdie man op die verhoog nou leer van leierskap. Jy weet van Christelike leierskap in hulle kerke. En ek wil amper kerke in aanhalingstekens sit. Maar byvoorbeeld verstaan dus nou gee hy hierdie voorbeeld van soos Alistair sê en mooi uitwys verstaan. Ek bepaal die moraliteit, verstaan, ek bepaal wat reg en wat is verkeerd, nie skrif nie, nie wat Christus ons leer in sy woord nie. Dit is wat ek wil hê met Jesus daarbo gesprinkel. Dit is tipies wat hier gebeur. En dan ook 'n ander ding is wat is soos Alistair uitgewys het, is sy taktiek om hulle uit te put, verstaan. Om te hoor waar hulle hart lê, is wat ek vermoed wat hy probeer doen. Maar dan aan die ander kant is soos wat Alistair ook vir ons genoem het, is dit is kultuis, want ons weet ook dis 'n taktiek wat baie van hierdie kulte doen, is om jou uit te weer en jou af te weer, sodat jou gesonde denkpatrone afwesig is, sodat hulle jou ook kan weinsvoel. So nou maak hy 'n moeg om te sien waar hulle loyaliteit lê. Maar nou die ander vraag wat ons ook kan vra is, wat plant hy in hulle gedagtes in wanneer die tyd wat hulle moeg is? Ja. Nee, so dit is hoekom dit so nodig is dat ons God se woord ook ken, hè, dat ons kan valse leer soos hierdie kan raak sien. Want as ek nie God se woord ken nie, sou hierdie normaal wees. Hy is die ou wat in die beheer is van sy gemeente, so hy kan maar sê wat reg is en verkeerd is in sy gemeente, nee. In plaas van dat ons weet ons moet alles wat ons is en alles wat ons het onderwerp aan die Here. En so as predikant of 'n pastoor moet jy dan jouself onderwerp aan die Here se gesag, onderwerp aan die Here se woord, en die Here sê moet loyaal wees teenoor hom, nie teenoor mense. Ja. So ons kan net op grond van God se woord regtig bepaal wat is reg en verkeerd. As iemand anders in sy posisie was, sou hulle waarskynlik iets anders, heeltemal anders gedoen het. Wat dalk ook sleg was van Petrus, maar ons moet altyd volgens God se woord bepaal wat is reg en verkeerd, hoe ons handel, veral dan teenoor die ampte in die kerk. Dan kom ons gaan voort. With all my heart. Yeah, because for the Church of Jesus to stay strong, the leader has to be protected. And you know, in a ministry like this, I just want to say this. In big platforms like our platform, we have to employ. Ekskuus, ja. Ekskuus, dit is, ons stop nou eintlik baie. Vir die kerk van die Here om sterk te wees, moet die leier beskerm word. Nee, daar op die aarde, nou, wat mense eenvoudig hieroor sê, is dat Christus is hoof van sy kerk. Hy regeer oor haar, hy pas haar op, hy maak haar mooi, hy beskerm haar. Dit is die leerskare wat die Here oproep om sy gelowiges te beskerm. En dit kan 'n beskerming wees teen al die aanslagte van die bose, binne en buite die kerk, van lidmate en selfs amptdraers. Hy kan haar selfs beskerm van goddelose amptdraers, van ongehoorsame amptdraers, van amptdraers wat dwaalings verkondig en geld steel en wat die geval mag wees. Ek dink 'n mens moet net dit sê. Ja, nee, dit is goed dat jy dit sê. Dit is nodig om ook te sê, natuurlik. Broer Roy, het lyk asof jy iets wou sê. Nee, ek wou presies wat Alistair nou gesê het, wil ek ook uitroep, is dat die kerk van die Here word nie bepaal deur 'n mens nie. Verstaan, die kerk van die Here se gesondheid word nie bepaal deur 'n mens nie. Want wie is die kerk van die Here? Dis almal aan wie aan behoort. En ons bely ook, en die skrif leer ons ook, dat Christus is die een wie hoof is van die kerk. Verstaan, as ons begin praat van dat 'n mens is die maatstaf wat beskerm word en nie Christus en sy woord nie, dan raak ons bietjie roos, wil ek sê. Verstaan?
maar dan maak ons onsself, dan verhoog ons onsself tot op 'n pausdom, en dit is nie wat die skrif ons leer nie. Die skrif leer vir ons dat die ware deur moet beskerm word. Christus se dit wat hy vir sy disippels geleer het, wat sy disippels deur die eeue heen afgeleer het na ons toe tot vandag toe, verstaan, moet suiwer en reg oorgegee word, en dit moet beskerm word. Nie die mens nie. Nie die mens nie. Ja. Die mens is feilbaar. Die mens is sterflik. Verstaan, dit is ons wat ons sterf, ons gaan aan, verstaan. Maar dis die liggaam van Christus, die bruid van Christus wat bly tot en met sy wederkoms. En dit moet beskerm word. Ja. People, and sometimes people come and it's not they call to the man, they are called to the vision. And I tell people, you call to the man and then to the plan. You call to the man and then the vision. So if you cannot, I had a leader once, I'm saying a lot, I'll finish now. No, keep going. You can. I had a guy that did a leadership, a meeting in my place, and his opening statement was, well, praise the Lord, we are here for Jesus. We are not here to serve a man. That was the last meeting he had. The last meeting. He was out on his bicycle. I got rid of him. I understand. Because here's the reality. You can go serve the Lord under the tree. But if you come in the house, you're under the authority of the house and you're under the man of Right. God. That's As you right. honor the man of God, you serve the man of God. And if you cannot serve the one that you see, you cannot serve the one Jesus whom we cannot see. When we Er is nogal 'n verdraaiing van die teks in Johannes wat praat van as jy nie 'n broer liefhet wie jy kan sien nie, hoe kan jy die een lief hê wie jy nie kan sien nie. So dis 'n absolute verdraaiing van daardie skrifgedeelte en eintlik 'n verdraaiing van die skrif as geheel, nê. Dit gaan nie oor liefde nie, dit gaan oor magsbeheer. Dit is heeltemal verskriklik hoe dit verdraai word. Maar Roy, jy wil iets noem. Dis interessant hoe hy sê dat jy is eers geroep na die mens en dan die missie. As ons kyk na Matteus 28 waar Jesus die disippels uitstuur, wat het hy gesê eerste? Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderwys wat ek julle geleer het, né? Goed. Ja. So ons word geroep om wat te doen, om die evangelie van Christus te gaan uitverkondig. En dit is ook so hy sê dat toe die een ou wat in sy vergadering gekom het, gesê het, "Buit die Here, ons is hier om die Here Jesus te dien." En dan die kerk toe jaag hy ons hoekom? Hoekom het hy die man weggejaag wat daar was om vir Christus te dien en sy skape? Verstaan? Is dit omdat hy voel dat hy is die een wat eers gedien word en dan Jesus? Is dit wat die Bybel vir ons leer? En ons almal kan hierso sê glad nie. Dis glad nie wat die Bybel vir ons leer nie. Die Bybel leer ons dat ons wat die ak van predikant, pastoor of herder of wat ook al jy dit wil doen, verkeer is verantwoordelik aan Christus. Verstaan? En sy kerk. So eers aan Christus en dan die kerk. So hoe aan jy wees om te sê jy is eers geroep om iemand te doen en dan die missie nie. Ja. Ja, as ek dan so gedeelte lees, daar in 1 Korintiërs 9 gaan ek vir ons lees, God is getrou deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met Seun Jesus Christus, ons Here. Maar ek vermaan julle broeders in die naam Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skering onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening, want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar onder julle twiste is. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê ek is van Paulus, ek is van Apollos, ek is van Cephas en ek van Christus. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. En dan gaan hy nou so aan. Nee, Paulus sou dan nogal nie so gevra het. Nee, is Ad dan vir ons gekruisig? Is ons dan gedoop in Ad se naam? Nee, ons is nie.
Dit gaan hier om Christus alleen en hier hoor 'n mens dit nie. Nou. Zo. En Frikkie, wil jy iets doen? Ek moet noem Paulus sê op 'n paar plekke, maak hy die uitdrukking, volg my soos wat ek vir Christus volg. Maar ons moet dit reg verstaan. Dis 'n ander boodskap as wat die boodskap wat pastoor Adner hierso lewer. Pastoor Ad sê, volg my, want jy is eers geroep na my toe en dan is jy geroep na die bediening toe. Terwyl Paulus sê, ek is geroep na die bediening toe en ek is geroep na Christus toe en volg my voorbeeld. So kyk hoe ek vir Christus volg en volg ook vir Christus op dieselfde manier. Volg my soos wat ek vir Christus volg. Ja, wie hy sê ander Ja. dit is nou die man wat jy moet volg wat gesê het vir my om te lewe is Christus en om te sterf is wins. Ja. Dit hoor 'n mens nie hier nie. Ja. Want die man het kom en sê ons is hier om Christus te dien en toe sê hy, ry op jou fiets terug, né? Dis Maar in hierdie hele ding hoor 'n mens dat die enigste stuk evangelie wat ons al gehoor het vandat hierdie persoon gepraat het, nê, is die ou wat weggejaag is want hy het God gedank dat hulle daar is vir God. Hy is weggestuur. Nee, dit is al waar ons al gehoor het van God, dit is al waar ons al iets gehoor het van die skrif, is hierdie man wat weggestuur is omdat hy die Here gedank het dat hulle daar is vir die Here se werk. Nog heeltyd is dit al waar ons van die Here gehoor het. Jo. Nee, kom ons hoor dan verder. Dalk sê hy iets, maar ek moet sê ek twyfel. We started our church. That's the scripture God gave me, 1 Chronicles chapter 12. David met That's what I I knew that. He met them outside the gate and he said, if you have come peaceably to me to help me, my heart will be united to you. If not, may God look and bring judgment. So when people come into a ministry like this, Pastor Vince's ministry, Pastor David, any one of us with an established platform, we have to meet people outside the gate and make sure the music leader, the children's pastor, whoever is in the house, catch the spirit of the leader, are there to represent the leader. So in our absence, my absence, people don't hero worship me, they don't put me on a pedestal, but they realize there is one Father. Many teachers, one Father. If you cannot honor the Father, you cannot carry the mantle of the house and you cannot be entrusted with responsibilities. Yeah, to me, everything he just Ons sê, dit is nou die gedeelte in sy geheel. Gaan nou net op die so raas sit, wat ons hulle in gedagte. Maar is dan interessant dat hy stel homself voor as Dawid, nee. Hy plaas homself in die skoene van Dawid. Wat wil hy teksgedeelte skalk, ekskuus. Kom ek hoor gou, dit was 2 kronieke as ek reg onthou. Gaan dit gou weer vir ons speel. To you. If not, may God look and bring judgment. That's what I I knew that. 1 Chronicles chapter 12. David 1 Kronieke 12. Kronieke 12. Ek ken nou nie die vers nie. Maar ja, 'n bietjie kyk. terwyl jy opsoek kan ons 'n bietjie gesels. Maar dit is wel interessant dat hy daardie vers aanhaal en hy plaas homself in die skoene van koning Dawid. En dan moet ons besef dat ons is nie die kerk is deel van die Here se koninkryk, maar die predikant is nie 'n koning oor sy gemeente nie. Christus is die koning oor sy gemeente. Hy plaas homself in 'n posisie van heerskappy oor die gemeente wat eintlik Christus se posisie is as hoof oor die kerk. Die predikant of die pastoor is nie die hoof oor die kerk soos wat Christus is nie. Christus is die ware koning uit die bloedlyn van Dawid wat heers oor die liggaam. Hy is die hoof en die kerk is die liggaam. Ek weet nie of julle enigiets wil byvoeg en of Alistair al die teksgedeelte gevind het nie, die spesifieke vers gevind het nie. Ja, ek weet nie die spesifieke vers nie. Maar ekskuus, hoe gaan jy aan? Ek soek nog. Goed. So, ek wil ook sê dat die spesifieke vers waarna jy soek, jy die 33 vrydag nee.
Ja. Is vers 17. En dan wil ek weer aansluit wat Stalk gesê het, verstaan, is en wat Alistair ook vir ons dinge gelees het in die skrif en wat Frikkie ook so mooi uitgewys het, verstaan, is dat ons word eerstens geroep in God en deur God, verstaan, om vir hom dienaars te wees, om sy woorde gaan uitdien en daai klas so goeters, verstaan. So ja, geen mens het die mag of die krag nie. Ons hoor keer op keer word daar gesê van Christus dat hy die naam van bo alle name, verstaan. Net daai stelling en leen sê vir ons dat daar niemand is wat hom kan kers opkyk nie, verstaan. Daar is niemand wat hy eers geraadpleeg het om sy plan uit te voer nie, verstaan. Want God is ware, Jesus is ware God. So ons weet dit op die Psalms dat niemand raadpleeg vir God nie, of niemand het vir God sy raad gegee nie, verstaan. Niemand gee vir God en sê vir hom, hoor hierso, jy moet dit so maak nie. Met alle respek gesê. So dit is ongelooflik arrogant om jouself te verhewe in 'n pos waar jy sê ek is voor julle almal. Ek is die want ook so daar's nou 'n nuwe term wat hierdie tipe wanneer ek ook besig is om te ontvang en ek hou nogal self van en ek wil graag beamoen en dit is die man van God syndroom. Waar ek heen kom met hulle so spesiaal en uitverhewe is dat ook daarmee saam basies aan Christus ook weer eens met respek te sê dat hulle dink hulle sit aan Christus se regterhand, verstaan? Ja. En hulle half amper saam met Christus aan die Vader se regterhand wil sit. En daai is ook goeders. Dit bring ons ook weer eens op daai gedeelte waar Johannes en Jakobus vir Jesus vra om aan sy linker en aan sy regterkant te sê, tussen in die hemel, verstaan? En Jesus wat vir hulle sê, ja, oor eendrag. Dit is ek en ek alleen, verstaan? Ja. Hoor my aansluit, ekskuus Skaap. Nee. Hy het gesê, when you coming to the house of the man of God, then you are under the man of God, nee? So dis bietjie daai, ek is die man van God en jy gaan my niks vertel. Ja, my aansluit by daai man of God syndroom waarvan hy praat. Dis interessant dat hy sê, bietjie later, hulle sit my nie op 'n helde pedestal nie. They don't put me on the hero pedestal, as ek nou reg onthou. Maar hy sê, but they know that I am the father. Nee? I am their father. So dit is ook waar dat Paulus vir Timoteus sy seun noem, sy geestelike seun noem. Maar dan is dit nie hierdie dominerende, laat geen vorm van disloyaliteit toe, jaag jy sommer weg as jy sê ek dien nie eers die Here tipe verhouding wat Paulus met Timoteus gehad het. Dit is 'n liefdevolle vader-seun verhouding waar hy as 'n mentor al gedien het vir Timoteus en hom opgelei het in die geloof. Dis nie hierdie, hy is die vader, ons moet na hom luister en ons mag nie eers wanneer ons in sy huis kom sê ons dien die Here, eers ons dien hom. Dit is eintlik verregaande, ja. Ja, daar's een van die psalms, ek kan nou nie presies onthou wat is een van die psalms nie, wat praat van die gesand van God, dat die hand nie aan hulle gerig moet word nie, en baie keer dan word daardie vers baie uit verband uitgeruk, en op hierdie pastore se nekke, om hierdie pastore genekte se nekke gehang, en dan sê hulle, maar ek is die gesand van God, jy mag nie aan my vat nie, jy mag my nie teregwys nie, en dis baie keer wat kultleiers ook doen nie, is te sê, ja maar ek is verhewe bo die algemene ou, die algemene ou kan nie sê dit wat ek doen is verkeerd nie, en baie keer is dit wat gebeur, mense wat regtig hoogmoedig raak in hierdie posisie wat hulle beklee, waar hulle nou moet eintlik die Here se genade en liefde en sy sorg moet bied aan ander en verkondig aan ander. En dan raak hulle hou hulle eintlik vir hulle self en dan raak hulle so behep oor wat hulle wil hê en wat hulle idee is, dan dwaal af weg van die woord van God af. En dan hang hulle hierdie titel om hulle nek, wat hulle eintlik nie verdien nie. Want hulle is nie meer gesande van God nie, want hulle verkondig nie die Here se woord nie, hulle leef nie
die Here se woord uit. Ek As ek dalk nie ekskuus virkie. nee, Alistair, ek dink gaan nie gerus eers, ja. Nee, dit is so, as mens daar 1 Kronieke 12 gedeelte lees, dink ek, kan 'n mens nie sê dit gaan daar in die breër gedeelte van die vorige hoofstuk en die opvolgende hoofstukke oor loyaliteit aan 'n menslike leier nie. Ek dink dit gaan dalk eerder daaroor Israel wat God se gesalfde koning moet erken en daardie gesalfde koning, daardie lyn wat uiteindelik lei na Christus. In die Nuwe Testament word die kerk dan nie geroep tot 'n man en sy plan nie. Die man en sy plan is boos en sondig. Nee, dit is in die Nuwe Testament lyn waar ons geroep word tot Christus en sy evangelie. So hierdie is nou, kyk, 'n mooi voorbeeld van so 'n narratiefstuk vat waarin daar nie vir ons 'n toepassing is nie. Dis iets wat ons moet doen nie. Nee, daar is nie vir ons in hierdie teks 'n voorskrif nie. Nee, daar's vir ons 'n beskrywing in die teks. En dit bots lynreg met 'n klomp ander opdragte wat ons wel kry in die teks. In die Bybel wat 'n mens wel moet doen. En so die regverdiging wat hy uit daardie gedeelte gee is nie kan jy nie handhaaf met die res van die Bybel nie. Ja. Ek as ek net nog een ding wil noem, net vir die kykers, ons moet dit wel duidelik maak. Ons is nie noodwendig hier besig om Ad Boshoff as persoon aan te val nie. Ons is besig om dit wat hy hier vir die gehoor leer aan te val. En daarom is dit ook geldig vir enige ander kerkleier wat hierdie tipe leer het. Dis nie net Ad Boshoff nie, dit is ons het 'n paar sulke tipe bewegings waar die kerk draai rondom 'n sentrale leier. En daardie sentrale leier vereis met vrees absolute loyaliteit. Dis interessant, dit is nou 'n paar dinge genoem in ons bespreking hier. Ons het gesê dis Rooms, want dis in die sin wat die paus is. Die woord, die paus se woord is God se woord, in 'n sin. En ons het dit ook kulties genoem, vroeër. Dis ook 'n kenmerk van 'n kult, is dat ons een of ander hypermagsbehepte persoon wat jy moet volg. En dit maak nie saak wat nie. So is nie Ad spesifiek nie, dis hierdie hele gedagtegang van dat die leier van die kerk moet absolute loyaliteit hê en jy moet hom dien eers en nie eers die Here dien nie. Ek dink dis belangrik dat ons dit ook noem en weier maak. Ja. Ja, net ook by, so hoekom 'n mens ook in hierdie video so 'n bietjie van 'n hardheid dink ek beleef vir enige lidmate wat dalk nou kyk en dink, die hardheid, Jakobus 3 vers 1 sê, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Mense word gehou tot 'n hoër gehoorsaamheid of 'n hoër verantwoordelikheid. Omdat jy 'n leermeester is, omdat jy baie lei, nee, jy word dit 'n hoër standaard gehou in die sin dat hoe stel mens dit? Jy weet van beter, omdat jy baie leer. Jy leer baie en daarom word jy daarby gehou en daar word strenger met jou gewerk, want daar is meer aan jou toevertrou. So die hardheid kom daarin deur dat hier weet ons sit daar hoeveel mense wat deur hierdie woorde mislei word, hier waar die vrees onwetend gekweek word, hier waar daar 'n dwalings aangang word. Ja. Ja, daar's gedeelte vloes in Lukas 12 wat gou kyk of ek kan kry. Maar spesifiek praat dit dan oor die slawe of die dienaars in die huis en dat die wat dan van meer weet, swaarder gestraf gaan word en dat die wat aangestel is oor die dienaars van die huis, so bedoelende die ouderlinge en die predikante, dat of die leraars, soos wat Alistair nou vir ons gelees het, dat hulle in twee gesny gaan word. Ek gaan gou vir ons kyk die presiese vers te kry. Terwyl jy soek, wil ek net noem dat ek so graag wil hê ons moet ook vir 'n sekonde stil staan
En net vir die wat na die video kyk en na luister en daai klasse goeters, en weet die wat nou nie kyk en maar wat wel luister, net sê dat wat is die Bybelse manier van leierskap uitoefen. En dit is goed dat ek dink, want soos wat jy ook genoem het, is nie om spesifiek 'n persoon te bash nie, maar is om hierdie leerstelling, hierdie absolute arrogansie, hierdie menslike verhewendheid aan te vat. Ek meen, kom ons vat in die tydperk van die profeet van die kerk of Latter-day Saints, verstaan, Joseph Smith. As hy gesit het en ons het in daai tyd gelewe met die tegnologie wat ons vandag gehad het, dan was hy waarskynlik hierdie video gemaak met die goeders wat hy kwyt geraak het. Verstaan? Want hy doen ook dieselfde, hy is 'n profeet van Jesus. En wat hy sê is absolute waarheid, of nie van Jesus nie, ekskuus, van God. En wat hy sê is bed, verstaan? En dis presies wat hier gebeur. Met hierdie ouens wat hierdie absolute verhewendheid oor hulle self het. En dis nie wat ons geleer word nie. Verstaan? Want Christus leer ons ook om met nederigheid as leiers te gaan. Ja. Ja, so, dis Lukas 12, in die gedeelte wat hier oor praat is vers 35 tot en met vers 48, maar ek gaan vir ons net 'n kort gedeelte lees en ons staan daar, maar as daardie diensknegt, so hierdie dienskneg is die een wat aangestel is met die ander diensknegte, maar as daardie diensknegt in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daardie diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy nie weet nie en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. Daardie woord vir pynig in die Grieks kan ook vertaal word met in twee gesny. So dat daardie diensknegt gaan in twee gesny word as hy so voortgaan in die posisie wat hy beklee. Maar dan sien ons dat is 'n baie sterk waarskuwing vir die wat in 'n posisie is, soos predikante en pastore en ouderlinge. Maar dan wil ek by julle manne hoor, is daar enigiets anders wat julle dalk nog wil byvoeg? Nee, ek dink ek is rustig. Ek wil wel net noem dat vir elkeen wat op hierdie video klik, elkeen wat hierdie video kyk, ons hoop maar is dat ons regtig vir nie net Apostel nie, maar vir elke een wat in hierdie arrogansie sukkel, want kyk, dis 'n sonde, dis absolute sonde. Dat daar bekering sal kom. So ons moet vir hulle bid. Ons moet regtig vir hulle bid en innag vir hulle bid en vir die Here vra dat ons nie net soos die Fariseer gebid het en sê Here, dankie dat ek nie soos hy is nie, maar dat ons wel op sy ton op ontmoet gaan is Here, hê genadig wees genadig vir my. Want soms ons het miskien ook nie dieselfde arrogansie op 'n publieke platform nie, maar ons het arrogansie ook, verstaan ek, op se sondaar mense. So ek het 'n beroep doen op elkeen van ons, elke liewe een, dat ons vir hierdie manne sal bid. Dat ons sal bid dat die Here bekering in hulle sal werk en dat hulle baie vinnig ook bekeer, want sou dit nie keer hulle op se lewe van hierdie sonde en hulle ontmoet die Here van aangesig tot aangesig en hiernamaal wil ek nie graag in hulle stodeer nie, om hier te weet, want soos ons nou gehoor het, is verstaan, daar's 'n hoër verwagting, en om ook wetenlik te mors met die Here se skape wat hy aan jou toevertrou het. Ja, dit is 'n gruwelike ding, so ons moet daarvoor hulle bid, en ons moet bid ook vir die mense in hierdie gemeentes, verstaan, dat hulle ook die Heilige Gees sal ontvang en dat die Here in hulle harte ook sal werk, dat hulle op soek sal wees na plekke en ek wil nie die Engelse woord gebruik nie, maar braaf genoeg sal wees om te kan opstaan en te sê, maar hierdie wat ons doen, geliefdes, is nie wat die skrif vir ons leer nie. Verstaan, so dat hulle gesonde leer vinnig kan herstel in die kerk en dat almal die Here sal dien en nie 'n persoon. Ja. Baie dankie, Ron. Broers, as dit dan al is, dan sê ons ook baie dankie vir julle en ook baie dankie vir al die luisteraars en kykers. En dan sal ons julle volgende keer sien. Baie dankie julle. Maar dankie. Vrede.